Welkom by die week se AMT Wildoorsigg. Ons gesels met Franco oor wildspryse, goeie genetika wat skaars word en waarheen die wildsbedryf nou op pad is. Ons kyk ook dan weer na die nuutste teelgroeppryse van die afgelope week. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Voor ek begin, kan ek julle asseblief 'n groot guns vra. Los asseblief vir ons kommentaar of 'n thumbs up of druk op daai like knoppie. Dit help ons nie net om hierdie inhoud elke week beter te maak nie, maar ook om een van Suid-Afrika se gewildste landbouprogramme verder te laat groei. So baie dankie vir almal se ondersteuning. Oor die algemeen het vlakte en intermediêre wild se pryse dan redelik sywaarts gebly laasweek, maar ons het wel 'n verbetering of 'n verhoging in kleurvariante en hoër waarde wild se pryse gesien. Soos gewoonlik, kom ons gaan kyk nou na die gemiddelde pryse van 'n teelgroep of familiegroep wat dan 'n ram of bul insluit, as ook 'n paar vroulike diere en jonger diere. Vir familiegroepe onder vlaktewild het springbokke dan 3% gedaal na R5.060 per dier, rooibokke daal 1% na R2.940, terwyl blesbokke so amper 1% styg na R3.460. Gemsbokke daal 'n bietjie na R17.000 gemiddeld, terwyl blouwillebeeste onveranderd bly op R6.400 gemiddeld. Familiegroepe onder intermediêre wild het Kaapse elande dan gebly op R17.350, terwyl kudu's met 1.5% daal na R12.800 gemiddeld. Njala styg 3% na R9.630, rooi hartebeeste daal so 'n klein bietjie na R10.840 met Letchwes sywaarts op R8.170. Hoër waarde wild het almal dan onveranderd weer gebly met Livingston elande op R24.800, Baster gemsbokke of Rowans steeds op R27.500, buffels op R25.700 en swartwitpense steeds op R24.600 per dier gemiddeld. Hier het ons dan wel gesien dat Livingston elandbulle en buffelbulle se pryse dan veral weer opgetel het, wat die gemiddelde prys van die spesies weer laat verhoog het. Teelgroepe onder kleurvariante het as volg verhandel. Wit blesbokke 2% laer op R4.290, swart rooibokke steeds op R16.280 en wit flank rooibokke op R16.560. Koper springbokke bly onveranderd op R3.990, swart springbokke op R3.080 met wit springbokke laer op R8.520. Gouwillebeeste styg egter met 2% na R9.200 met koningswillebeeste steeds op R30.000 per dier gemiddeld. Soos beloof gesels ons met Frankie Hubert, ons gaan kyk bietjie na prysbewegings, hoekom sekere pryse geskuif het, maar ook tekort aan sekere trofeediere, so baie welkom wees Franco. Môre, dit gaan goed, dankie. Franco, somme met die, as ons dalk afskop, ons het baie vrae gekry oor hierdie veiling wat jy wil hou vir die ouens wat nie so bekend is nie. Waar kan hulle jou kontak, hoe kan hulle jou kontak om dalk deel van dit te raak? Ja nee, die navraag of die, kan ek sê, was baie oorweldigend. Belangstelling en opgewondenheid. Ja, ek dink regtig so, en ek dink die Bosveld is in rep en roer, dis warm, maar ek dink is nog warmer op hierdie stadium. Daar's regtig kwaliteit en goeie diere wat na tafel toe kom. So ek dink ons gaan die mark regtig kan verras met kwaliteit diere en goeie diere. Die hele mikpunt van die veiling wat ons wil aanbied is soortgelyke kwaliteit, gaan baie moeilik weer op 'n veiling kom volgende jaar by enige iemand, kan ek sê. So dis maar die oogpunt, die ouens maak regtig hulle self seer om sekere diere uit te haal. En ek dink almal is opgewonde om 'n platform te hê waar hulle diere kan bemark. Okay, ons is sommer jou kontakdetails op die skerm. Jy's baie gaaf vanoggend. Hoorie Franco, maar gepraat van pryse. Ons het gesien kleurvariante se pryse is op, ons het nou net pryse deurgegee en hoër waarde wild, maar vlaktewild en intermediêre diere is wel bietjie sywaarts. Hoekom dink jy dit nou? Kyk, ons het laas gesê, ons begin nou weer in die veilingseisoen ingaan, einde van die jaar se kwaliteit diere wat groter veilings wat gebeur. En ja, dis waar die platforms waar die kleurvariasies en jou beter hoë waarde wild aangebied word. So ek dink dit is 'n mate van, ek kan nie sê hulle is baie op nie, maar hulle is dalk half rustig geraak in die middel van die seisoen gewees met die hoë veilings wat in die begin was en dan 'n bietjie afgeplat en nou klim hy weer. Wow. So ek dink ons kan verwag dat daar drastiese prysstygings in sekere spesies gaan wees, omrede die ouens weer kwaliteit diere gaan aanbied en dis nuwe, kan ek sê, verkopers of verkopersgroepe wat nou veilings hou. Ek sien Livingston elandbulle nogal baie op. Ek dink 14% op die laaste week en dan buffelbulle spesifiek was nogal baie op. Ja, kyk, dit gaan oor die kwaliteit wat aangebied is. Geneties. Verstaan, ja. So ek sê daar was dalk voorheen nie goeie
Livingston bulle op 'n veiling gewees of Buffalo bulle nie. Hierdie veiling het redelike klompie gehad wat nou verby was. So ja, ek dink die mark het daar moet maar dit in ag neem. Jy moet maar kyk na die prystendense en veilings wat gebeur. Maar dis hoekom ons nou nie spesifiek bulle se pryse gee of koeie nie. Ons probeer meer die teelpakkie. Ek dink dit gee vir die kyker daar 'n meer gemiddelde prys van 'n spesie. Ja, dis wat ek ook sê, ek dink hierdie kleurvariasies en hoëware wat nou gebeur is alles hoëware veilings kan ek sê of kwaliteit diere. So ons gaan daar regtig kan sien wat gebeur. Jou vlaktewild en goeters dink ek is redelik in nou band gaan wees vir die volgende ruk. Ons kan dalk hier en daar weer uitskieters sien op sekere spesies, maar ek dink die meeste ouens wat nou gaan aankope doen is maar ouens wat kan ek sê in 'n band gaan koop. Daar gaan nie groot uitskieters wees nie. Franco, daar is 'n tekort aan sekere goeie genetika spesies. Wat jy het genoem pryse van seker is moet dalk opgaan, maar dan is daar nie ook nie aan die ander kant staan nou genoeg mense wat hierdie verskriklike goeie genetika diere wil jag of wil afval van die veld af. So vertel ons 'n bietjie daai dinamika en waartoe dink jy is die op die scenario pad? Ek het iets interessant gesien. Ek weet nie of jy gesien het op ons groepe nie. Daar's begin ouens van Amerika af en oralster begin nou hierdie platform van ons volg. Okay. So ons moet versigtig partykeer is wat ons sê. Hulle kom nou sien wat as ek sê dit was sosiale media maak die wêreld een. Ja. Maar definitief ek dink die trofee kwaliteit op sekere spesies is besig om nie af te neem nie, maar hulle word te vinnig gejag. Wow. As ek gaan kyk na Nyala bulle. Ek het hoeveel kliënte wat sê hulle soek Nyala bulle van 28 tot 30 duim, 32 duim. Daar is nie meer sulke bulle nie. Want die druk op Nyala bulle is baie groot om gejag te word. So die ouens Hoekom spesifiek op hulle? is net maar een van daai goeders wat nie baie redelik beskikbaar is nie. So hy kry nie tyd om uit te groei op daai ouderdom nie. So die ouens skiet hulle op 5, 26 duim begin hulle skiet. So hulle het regtig nog kon sê 2 jaar optimale groei in hulle nog voor hulle gejag word. So daai is 'n groot probleem. Jou kudu bulle, dit raak die trofee kwaliteit. Daar is nie meer 60 duim bulle nie. 58, 55 duim bulle is daar nie meer regtig baie nie want hulle kom nie op daai ouderdomme nie. Die ouens, die druk op die mark om hulle gejag te kry is baie groot. So die ouens skiet daai baie vinnig. As jy kyk na die swart-wit pense, as dit nou weer daaroor gepraat en dis nou dan genoem ook 'n 40 duim suiwelbul is nog nie reg tans. 'n Paar jaar terug was dit 'n volwasse bul. Ja. Nou begin dit al, kan ek sê, hy's in sy studentefase, kom ons noem dit so. So hy's nog nie reg om gejag te word nie. Ja, hy's nog nie reg om gejag te word nie. Hy's nog nie hard nie, hy het nog groei in hom, maar die mark kan nie 'n 45 duim bul bekostig aan sy kliënt wat hom gaan jag nie. So hulle moet daai, so ek sê, die swakker kwaliteit of die wat nog potensiaal bulle is wat net swart begin word jag al. So dis 'n probleem wat ek sien in die mark. Ons skep ons regtig daar so ons maak seer wat dit nie moet seer word nie. Maar wat dink jy gaan, want ek sien nou twee aspekte. Een is daar's nie noodwendig vraag of hierdie dier goed word nie geskiet teen daai hoër pryse nie of daar's minder vraag, baie minder mense kan dit bekostig, maar aan die ander kant daar is nie genoeg nie. So dit sê vir my pryse moet op en aan die ander kant sê vir my pryse moet af. As daar nie byvoorbeeld Nyala bulle beskikbaar is nie, gaan dit nie beteken ons gaan nou weer amper soos wat die Sybils gedoen het. Ons begin dit intensief met 'n teel om daai spesifieke diere te kry en dan begin ons weer amper in 'n teelprogram in dit inbeweeg nie. Dis 'n groot mark wat daar is om mense te kry wat weer wil Nyalas teel en hulle kan terughou. Ek sien net jy gaan 'n premie kry vir 'n groter bul. Maar soos iemand nou vir my sê ook van die outfitters of van die teelers ook, is dit die moeite werd om R5000 oor 'n jaar te kry vir 'n bul wat groter is as jy nou vir hom dit kan kry. Daai geld is in jou sak. As jy nou 'n Nyala bul kan kry van 26 duim vir R25000, volgende jaar gaan jy dalk 30 of 32 kry, maar jy het 'n jaar se risiko. En jou mark raak kleiner vir ouens wat 'n 30000 wil skiet in plaas van 'n 20000. Ja, so dit is daai is regtig 'n probleem. As jy gaan kyk na die pryse en goeders, die ouens is besig om regtig hulle pryse aan te pas en ek dink jy ouens gaan dit nog dalk meer moet doen. En weer eens, hulle gaan hulle mark seermaak. Hoeveelheid jagters wat inkom gaan dalk minder wees. Maar op hierdie stadium vir 'n Nyala bul om daai te kom is 5 jaar, 6 jaar. 'n Kudu bul is amper 8 jaar, verstaan. Nou skiet ons hulle op 6 jaar. So ek dink ons begin ons voorraad raak al hoe kleiner en kleiner en kleiner as jy gaan kyk net na kudu koeie. Ek sê altyd jy moet na die vroulike diere se pryse gaan kyk, tendense van styg af tot verjaar toe. Is kudu koeie van die goed wat die meeste gestyg het. Hulle waterbokkoeie. Is regtig
Die ouens sien die waarde van hulle nou. Hulle sit hulle in teelprogramme. Ek gaan nie sê hulle sit in teelprogramme nie, maar die ouens word sit meer op, gejaag. hulle koop hulle in om hulle te teel, Ja. want hulle kry nie voorraad nie. So die outfitters wat altyd, kan ek sê, wat maar staat gemaak het op sy interne karretjie om sy goed. Daai ouens se goed raak onder druk. So jy sê 'n koerbal vat lank. So die ouens begin nou vroulike diere inkoop om daai mark begin self voorsien, want as hy 'n kliënt het wat hom wil jag, moet hy hom beskikbaar hê. En hy's nie altyd redelik beskikbaar daai diere nie. Maar dit beteken nie vir my half goeie goed vir die biltongjagter in Suid-Afrika wat vir volgende jaar of 'n jaar daarop nie. Dis 'n sensitiewe onderwerp. Ons het nou daaroor gepraat. Ons het al baie sensitiewe onderwerpe aangeraak. Kom ons het- gesels oor. Ons het nou al, ek en jy het al daaroor gesels ook. Vir 'n familie in Suid-Afrika, vir 'n pa en seun en 2 seuns of wat ook al, om te gaan jag, raak baie duur. Dit raak 'n leksheid. Dit is ongelukkig so. Die vroulike diere het ewe skielik ook begin ware kry as gevolg van die manlike diere wat se ware opgestyg is. So ja, ek dink regtig die biltongjagter is in vir nog geknyptang. En soos baie ons sê, ja, maar dan gaan jag hulle nie, hulle koop vleis. Maar ek dink die ondervinding wil die ouens nog steeds hê. Ek is 'n ondervinding wat dit So ek dink daar gaan die ouens dit Hulle sê dit nie vir altyd nie. Hulle sê vir hulle vrouens hulle moet die vleis huis toe bring, maar dit gaan maar baie oor Nee, as jy gaan kyk na as jy wildsvleis vat per kilo en wat die jag gaan kos en alles, dan maak dit die sommetjie lankal nie meer sin nie. Lankal nie. Maar dis 'n tradisie wat ons het en ek hoop net dit bly daar. Maar aan die ander kant, as die winsgewendheid van 'n wildsboerdery dan hoër raak, kom ons sê die pryse gaan op, dan kan ons meer mense sien wat wildweeg begin teel of wat inklim in die wildsbedryf wat ek hopelik kan gebeur, en dan kan ons weer hoër aanbod sien, maar dis nie 'n oornag tipe scenario nie. Dis 'n ding wat kom ons sê oor die volgende 10 jaar kan gebeur en dan weer half pryse normaliseer. So mense sien hierdie seisonale langer termyn tendense. So as ons dalk nou weer in 'n kuddebou fase tipe is met pryse wat hoog is, dan kan dit vir ons moontlik oor 'n 4 of 5 jaar periode beteken hoor dit kan weer bekostigbaar raak vir ons biltongjagter. Ek hoop so. Ek hoop regtig so. Jy sê maar ek dink wild het regtig 'n landbou produk geword. Ja. Wat lewensvatbaar begin raak. Dit is nou wel, soos jy sê, dis op lae risiko grond of nie hoë potensiaal grond nie. Dis op die uitvalgronde. Wat jy moet Definitief. Maar ek dink definitief die voordeel van wildboerdery moet nou gereken word. Dit het 'n waarde, dit het 'n prys. Ek het jou kliënte wat eenmal 'n jaar hulle goed uithaal en daai ons kry regtig waarde vir hulle geld op die einde van die dag. So ek sê dit is die nadeel van die wildboerdery is nog die, kan ek sê, die vangproses, die daarproses, dis baie duur. Dis nie soos met beeste of skaap of bok wat jy in 'n kraal kan jag, jy sit op 'n voertuig en laat hulle slag of jy vat hulle voer kraal toe of veiling toe. Permitte en al daai. Ja, so ek sê dis ons enigste uitdaging nog in die wildbedryf is daai. Dis nie maakdiere, dis nie huisdiere nie. So as ons daai kostestruktuur kan afbring, dat dit vir almal makliker word. Maar dis nie so maklik nie. Jy het gespesialiseerde persone nodig, jy het toerusting nodig. So dis 'n unieke diens wat gelewer word. Dink jy nie daar's 'n risiko dat as wild in landbou beweeg, wat ons al gepraat het van, laat dit makliker bestuurbaar gaan raak, dat ons te veel toetreders na hierdie bedryf toe kan kry nie en pryse baie onder druk kan kom nie? Ek dink die probleem met wild dis 'n langtermyn. Onthou, ek kan nou 'n koei gaan koop met 'n kalf en ek verkoop die kalf vir 2 maande en ek het my kapitaal terug. Met wild werk dit nie so nie. Dit is 'n langtermynproses. As jy gekoop jy net 'n rooibok. Voor jy daai rooibok regtig kan bemark is 3-4 jaar, verstaan? So jy moet grond hê om dit te doen ook. Ja. So ek dink dis die uitdaging van die wild. Dis 'n langtermyn. Dis nie 'n dagproses nie. So jy sê as ek nou 'n 50 duim buffel gaan koop met koeie, gaan ek oor 8 jaar eers 6-8 jaar kan sien of ek geld teruggekry het op my. Amper beter om pekanette te Nou so ek sê dan moet jy weer die grond hê vir dit. Dis die uitdaging van dit, verstaan. Jy weet nie of jy 'n 6 of 'n dak het nie. Ja. Ons praat nou oor die cricket goed dat ek net gepraat ek en jy. Maar dis die uitdaging van wild. Wild het soveel faktore wat 'n rol speel. Wat die mense versigtig moet wees. Ek sê op die einde kom dit maar terug van dit moet vir jou lekker wees, moet vir jou passie wees. As dit nie vir jou is nie, en is net 'n sideline, dan gaan jy nie sukses daarvan maak nie, maar as jy regtig 'n passie vir dit het en dan sal jy dit maak werk. Ja, as jy gaan kyk net na ons het al gepraat oor die blesbokke. As jy gaan van die blesbokgetalle het regtig volgens my afgeneem. Dit het nie meer geword. As jy gaan kyk na die Vrystaat, hoeveel blesbok troppe het jy gesien agter? En
dit het regtig minder geword want almal kan nog op blesbok gaan jag. Dit was bekostigbaar. Maar nou is dit nie meer nie. Dit raak dierder. Die ouens se kuddes raak kleiner. Jy praat nou van dis een van die bokke wat jy amper kan los op 'n stuk veld en hy gaan aangaan. Ja. Veral in die kan ek sê in die Hoëveld Vrystaat gedeeltes agter. So die ander almal het 'n bestuursding. So ek sê jy kan ook nie net God se water oor God se akker laat loop in die Bosveld nie. Verstaan sê jy het rooibokke, daar is hulle nie. Daar's goed met tande en allerlei uitdagings waar daai goed weer verminder. So ek dink dit moet deel word van 'n boerdery. Dit moet nie die oorhoofse inkomste wees tensy jy daarin gaan spesialiseer soos wat ons hoëware veilinge nou weer aangaan nie. So ek dink daar's 'n mark vir elke segment. En ek nog steeds as 'n oue koedoebal het wat hy geteel het en hy het hom, gaan hy vir hom 'n prys kry. Ja. Hy moet maar net ingelig bly oor markpryse. Dis die probleem op hierdie stadium. Ek dink daar's 'n groot leemtyd in die mark om ons op te lei oor pryse, verstaan. Almal wil 'n paar rand maak en ek dink net ou moenie gaan slaap en kla as jy nie die regte pryse kry. Ons hoop maar met hierdie platform kan ons vir die ouens bietjie 'n barometer gee van waar die pryse is en alles, maar dis maar moeilik. Sekere genetika, sekere tipe goed wat nou baie verskillende pryse gaan. Baie dankie vir jou tyd, Franco. Dit was weer baie insiggewend geweest. Baie lekker om jou te gesels en sterkte vir die week. Dankie. Baie dankie dat jy ingeskakel het hierdie week. Skakel gerus in volgende week wanneer ons weer vir jou die nuutste nuus en pryse in die wildsbedryf van Suid-Afrika bring. Onthou om vir ons kommentaar te los oor wat jy graag wil hê ons moet oor gesels en druk sommer dan op daai like knoppie ook. Tot volgende week.